Goeiemôre gemeente en hartlik welkom vir elkeen van julle by vanoggend se diens. Dus so wat die psalmdigter sê, hierdie is die dag wat die Here gemaak het, en daarom sal ons juig en bly wees te hoor. En as ons daar buite kan kyk, ons kon nie vir 'n mooier dag gevra het nie, en die Here is so goed vir elkeen van ons. En mag ons vanoggend in hierdie diens waar ons bymekaar is, die Here verheerlik vir al sy goedheid en al sy guns oor ons lewe. Ek wil sommer net weer vir 'n begin, is altyd goed dat ons 'n belangrike waarheid net altyd vir mekaar herinner, so elke nou en dan. En ek het al gereeld daarna verwys, maar ek wil vanoggend weer eens. En dit is die vraag dat waarom is ons vanoggend hier? En waarom hou ons kerk op 'n Sondag? Ons weet daar's baie mense wat sê die Sabbat is eintlik op die Saterdag en hulle is heeltemal reg. Die Ou Testamentiese Sabbat is op die Saterdag gewees. Maar ons moet onthou, ons as Christene vier nie Sabbat nie. Die Shabbat van die Joodse fees is nie net 'n dag nie, die Shabbat is 'n hele feesviering wat saam met daardie dag gepaard gaan met 'n klomp reëls en regulasies van wat jy mag en nie mag doen nie. Ons vier nie Shabbat nie. Ons vier Sondag. Want op hierdie dag het Jesus opgestaan. En elke dag wanneer ons as Christene bymekaar kom, dan vier ons Jesus se opstanding en die nuwe lewe wat ons in hom het. Dis hoekom ons kerk hou op 'n Sondag. En dit is ook waarom dit eintlik verkeerd is om te sê dat dit die laaste dag van die week is. Daarom sal jy op julle kalender sien ook, 'n Sondag is die eerste dag van die week. Die eerste dag van ons nuwe lewe in Jesus Christus. Dit vier ons elke keer wanneer ons hier bymekaar kom. En ons kom eindig nie ons week hier nie. Dit is nie 'n geval van die week was lank en moeg en nou is ons gedaan en nou kom rus ons bietjie vandag hier nie. Nee, ons begin ons week vanoggend en ons sê vir die Here, Here, hierdie week wat voor lê, ek kan nie een tree van hierdie week gee as dit nie eers by U gekom het en as dit nie saam met U is nie. So welkom by die afskop van nog 'n week wat vir ons voor lê. En waar ons vandag gaan gesels oor God se vaderliefde vir elkeen van ons, mag jy vandag intiem bewus raak van daardie liefde. En vriende, mag die genade en die vrede van ons Here Jesus Christus en die krag van die Heilige Gees met jou wees en met jou bly in hierdie week wat voor lê. Die Here groet jou vanoggend. Hy ken jou op jou naam. Jy is syne. En hy wil jou vanoggend hier in hierdie diens ontmoet en vir jou kom bemoedig en vir jou kom herinner aan sy onbeskryflike liefde vir jou. Amen. Kom ons sluit die oë en bid ons saam. Here, as ons hierdie woorde hoor en ons weet dat U ons genooi het vanoggend in hierdie spasie in, omdat U ons hier wil ontmoet, Here, wil ons vir U dankie sê vanoggend vir die voorreg om U te kan ken. Here, dat ons U kan ken en dat ons U kinders kan wees, is net genade, Here, want U kies om vir ons die geleentheid te gee om U te kan ken. Here, U openbaar U self aan ons deur die woord en die skepping daar buite en elke dag van ons lewe. Here, U wys U self vir ons. U praat met ons, want Here, dis U hartsbegeerte dat ons U sal leer ken en dieper sal ken en sal groei in ons verhouding met U. En Here, dis ook hoekom ons vanoggend hier is, Here. Ons is hier want ons honger en dors na meer van U. En daarom vra ons, Here, dat U ons sal ontmoet in hierdie diens vanoggend. En Here, dat U deur die woorde wat ons gaan hoor, Here, ons sal kom versterk en vir ons sal krag gee vir hierdie nuwe week wat voor lê. Maar Here, net soos Moses gesê het, voordat hulle met die Israeliete moes getrek het, wil ons ook vandag vir U sê, Here, hierdie nuwe week wat vir ons voor lê, Here, ons kan nie een tree gee as U nie saam met ons gaan nie. Daarom is ons hier, Here, want ons het U so nodig. Sonder U is ons niks. U is alles vir ons. En ons loof U en ons prys U heilige naam daarvoor. Amen. Liewe gemeente, vriende, ek gaan nou, voordat ons nou ons maatjies vorentoe nooi, wil ek net vinnig vir julle herinner aan 'n paar belangrike afkondigingkies. Die groot ding in hierdie week wat kom natuurlik, is Bazaar. Julle sou die uitnodigings nou al gesien het. Baie belangrik vir die van ons wat ook nie altyd in soveel detail lees nie.
Daar was 'n verandering gewees met ons laaste saamroepersvergadering. Toe ons besluit 12:00 is bietjie vroeg. Die kinders nog by die skool, baie van ons moet nog gaan werk en 'n klomp van julle het gesê as ek van die werk kom is alles al klaar en ek wil ook bietjie bazaar. So ons begin hierdie jaar eers 2:00 die middag. Ons gaan 2:00 die middag begin en ons het nie nou vir julle gesê daar's 'n eindtyd aan die bazaar. Ons sê 2:00 tot laat. So as jy van die werk afkom, kom kuier saam met ons. Hier gaan nog ietsie wees om te eet. Hier gaan vermaak wees ook deur die reg van die dag met die bazaar. Ons het 'n klomp van ons plaaslike kunstenaars wat kom sing. Silver Snare kom speel bietjie vir ons. Kobus Alberts is hier. Kobus en Karla gaan dalk hier wees. 'n Paar ander kunstenaars ook. Om Twakkies te Tooi gaan hier wees. Elise hulle gaan vir ons sing. Hier's lekker lewendige vermaak hierdie dag. En vir al ons koffiedrinkers wat vanoggend is, sê my gou-gou waar is julle? Julle wat die koffiedrinkers, maar ek praat nou nie van hierdie koffiedrinkers nie. Ek praat nou van julle wat nou synig is op julle koffie en kyk Dominee, 'n koffie moet darm nou maar 'n ordentlike koffie wees. Waar is julle? Moenie nou skaam wees nie. Ek kry hoeveel WhatsApps van mense wat sê Dominee, kan ons nie 'n plan maak met die koffie nie asseblief. Little Coffee Bean kom maak vir ons koffie hierdie jaar by die bazaar dan ook. So daar gaan 'n lekker koffie trailer wees vir julle wat bietjie koffie wil hê. So daar gaan ietsie van alles wees. Al ons gebruikelike lekker kos gaan daar wees. Die lekker goed tafel, die bazaar puddings gaan daar wees. Die Dominee gaan ook vir julle koek bak. Ek gaan nie vir julle sê wat 'n een dit is nie. Julle moet maar self kom besluit of dit moeite werd is om hom te eet of nie. So dit gaan vetpret wees en kom ons geniet die dag saam met mekaar dan ook. As jy nog nie aangemeld het nie, meld aan asseblief by die saamroepers sodat ons kan saamwerk om daardie dag spesiaal te maak. En dan vir almal van ons wat hier is, ons wil amper sê manne, maar ek weet dis nie net manne wat eers te hard kan werk nie. Die vrouens werk baie keer harder as die manne. As jy lus is om Vrydagoggend vir ons te kom help om tente op te slaan, ons gaan vir julle die tyd deurgee op die WhatsApp groep, maar ons vertrou dat dit 'n mooi dag gaan wees waar ons hierdie jaar weer bietjie buite kan wees en nie binne soos laas jaar nie. So ons gaan hande nodig hê om daardie tente te kan opslaan asseblief man. Hoe anders gaan julle Dominee die Sondag daarna met 'n baie gekrenkte rugpreek en dan gaan dit 'n moeilike ding. So soveel hande maak ligter werk, kom werk asseblief saam met ons vir dit dan ook. Vir die res van die goedjies, neem asseblief kennis daarvan in die familienuus. Ek weet hy gaan nou nie vandag hier kan wees nie, maar ek wil hom besonder baie spesiaal dan ook vir ons noem dat oom Erwin Gering verjaar die 30ste Mei en dan is oom Erwin 88 jaar. Tannie Rita, jy sal namens ons daardie kaartjie net vir hom gee en vir hom ons gelukwense gee asseblief hoor. Ek dink ons aan almal wat in die hospitaal is en wat voorbereiding nodig het en ons het gister die tyding ontvang. Julle weet ek het op die WhatsApp groep vir ons gevra bid vir die Bester gesin. Ons het gisteraand weer eens 'n versoek gekry en gesê hy is by die Jacques by die huis, maar dit gaan regtig swaar met hom en hy is besig om regtig te verswak, so ons sou aanbid asseblief. Onthou as ons 'n voorbereiding vra vir iemand, dan vra ons een keer maar ons hou aanbid vir daardie persoon en ons vra weer eens dat ons sal bid vir die Bester gesin in hierdie baie moeilike tyd dan ook. En dan laastens om die draai is Pinkster. Ons Pinkster tema vir hierdie jaar is in aansluiting met ons tema wat nou verby was, waar ons gepraat het oor geesvervulde huwelike. Ons gaan ons Pinksterreeks die tema gee, geesvervuld. En ons gaan 'n bietjie gesels oor hoe lyk dit wanneer kinders van die Here gevul met die Heilige Gees lewe. Dit gaan 'n wonderlike geleentheid dan ook wees in 'n tyd saam as 'n geloofsfamilie. Nou, met dit in gedagte, waar's my maatjies? Hoekom is julle nog hier nie? Julle moet storm, kom. Al my maatjies. Dit maak my hart so bly om so baie van julle te sien elke Sondag hier laaste ek jong. Jo. Weet julle hoekom maak my hart so bly om julle te sien? Want ek like julle. Julle is my maatjies. Maar weet julle wat is nog lekkerder? As julle moet vroeg opstaan om kerk toe te kom, beteken dit pappa en mamma moet ook kerk toe kom. Ek like dit baie. Ek like dit baie. Gaan dit goed met julle? Ek wil vanoggend gou-gou met julle gesels oor ietsie wat julle by die sonnaskool ook oor gaan gesels. Maar nou wil ek gou eers hoor, wie wil vir my vertel wat is soos die coolste geskenk wat jy ooit by pappa of mamma gekry het? Wie gaan my vertel? Die beste geskenk ooit? 'n trou. Hey, en jy? Dan kan ek nie onthou nie. Wie nog? Sê vir my, wat is julle coolste geskenke wat julle nog gekry het? Roller skates. Jo, daai is 'n lekker ene. 'n Resieskar. Jo, resieskar. O, hier is nog 'n handjie agter. Wat is die coolste geskenk ooit? 'n Rokkie.
Nog, is daar nog iemand van julle wat vir my wil sê wat die coolste geskenk? Hier is nou baie hande, laat ek hoor. Wat is die mooiste geskenk wat mamma nog ooit vir jou gegee het? Papa. Papa. Ek weet wie haar papa is. Waar is daai papa? A unicorn. Jo, unicorn. Afma merch. Okay. Vir Xbox. Jo, dit is baie cool geskenke julle. Wil jy ook vir my sê? Wat is jou coolste geskenk ooit? Familie. 'n Foon. Daar sê, gaan jy ook vir my sê? Jesus, ek like dit julle so lekker met my kuier man. My coolste geskenk wat ek al gekry het is kos. Daar sê. As jy so kyk na Dominee Jaco se maagie, dan jy sien ek stem saam, hoor. Goed. Hoorie so maatjies, as ek dink aan wat my coolste geskenk nog ooit was, wat my pappa of mamma vir my gekoop het, nê, was dit toe ek nog in die laerskool was, my heel eerste cricketbat. Jene, ek was daarom baie lief vir daardie cricketbat, jong, dit was die beste geskenk ooit. Nou wil ek gou vir julle 'n vraag vra. Daai geskenk wat julle gekry het dit julle baie geld gekos? Het julle baie betaal vir daai geskenk? Nee, het julle dit verniet gekry? Nee, julle het dit verniet gekry, nee? Beteken dit die geskenk was verniet? Of moes iemand dit betaal het? Wie dit betaal? Papa en mama, nee. So julle het daardie geskenk verniet gekry. Maar dit beteken nie dit was verniet nie. Dit was 'n baie duur geskenkie of 'n baie spesiale geskenkie, want papa of mamma moes dit gekoop het vir julle, nê? En weet julle wat? As kinders van Jesus, ek wil julle moet nou mooi luister. As kinders van Jesus is daar 'n groot geskenk wat ons almal gekry het. Het julle al gehoor van dit? Ons sê die ewige lewe. Nê? Dit beteken ons lewe vir altyd. Ons is Jesus se kinders en daarom het ons die ewige lewe gekry. Ons het niks gedoen om dit te kry nie. Jesus het dit vir ons gegee. Beteken dit daardie geskenk was verniet? Nee. Want liewe Jesus moes vir ons aan die kruis gesterf het sodat ons daardie geskenk kan kry. So dis eintlik die duurste geskenk ooit. Maar ons het dit heeltemal verniet gekry. En weet julle wat noem ons dit? Genade. Dis hoekom julle sou hoor ons praat baie keer in die kerk van genade, en soos wat julle groter en groter word, gaan julle ook al meer daardie woord hoor, genade. Dit beteken ons het hierdie baie spesiale geskenk van Jesus gekry. En ons het niks gedoen om dit te verdien nie. Jesus het dit vir ons gegee, maar dit was 'n duur geskenk, want Jesus moes vir ons aan die kruis sterf sodat ons dit kan kry. Gaan julle dit onthou? Ja. Okay, kom ons staan op ons knietjies. Handjies gevou. Oogies toe. En dan bid julle lekker hard saam met my. Liewe Jesus, baie dankie vir hierdie dag. Dis 'n mooi dag en 'n lekker dag wat ons kan saam met ons maatjies en ons families kerk toe kom en van Jesus leer. Dankie Jesus vir die beste geskenk ooit. Die ewige lewe. Jesus, dankie dat jy lief is vir ons. Ons is ook baie lief vir Jesus. Amen. Daar sê, dankie dat julle saam met my gekuier het. Jene, dit was nou lekker. Ek is nou sommer jaloers so baie van daardie geskenke, jong. Dankie sussie, hoor. En ek is sommer nou 'n bietjie honger ook. Liewe gemeentevriende, terwyl ons kinders so na buite beweeg, kom ons dien die Here met ons offergawes.
Vriende, voordat ons die Here gaan loof en prys vir oggend, wil ek vir ons ietsie uitlig wat ek ook baie keer vra, wat ek baie keer kry. En as ons kyk in die tyd waarin ons vandag lewe, veral in die Christelike geloof, is daar soveel verskillende kerke, wat elkeen soveel verskillende maniere van dink of doen het. En die vraag dan baie keer, is daar iets soos 'n regte een of 'n verkeerde een? En aan die een kant is die antwoord nee. Maar daar's tog 'n baie belangrike ding wat ons kan help onderskei tussen wanneer ek met gemak na daardie kerk of gemeente toe kan gaan met die wete dat dit 'n Christelike kerk is, en wanneer moet ek bietjie meer versigtig wees. En ons moet altyd onthou, alle Christelike kerke van verskillende denominasies kan dalk verskil oor verskillende dinge. Ons kan miskien bietjie verskil oor die verstaan van die hoe en die waar van die doop, of ons kan verskil oor sekere teologiese dinge of uitleg van die skrif, maar daar's 3 dinge waaroor alle Christelike kerke saamstem. Die eerste ding is alle Christelike kerke glo dat die Bybel, die Ou en die Nuwe Testament, die enigste woord van God is. So die oomblik as jy hoor, daar's die Bybel, maar daar's ook iets anderste wat gelees word, daar's nog 'n boek wat gelees word, of daar's 'n ander dokument wat gelees word, dan moet jy weet, nou beweeg ek op onvaste grond, want net die Bybel is die woord van God. Alle Christelike kerke glo dat verlossing slegs plaasvind deur geloof in Jesus Christus. Jesus is die enigste weg, waarheid en lewe. So die oomblik as jy by 'n kerk kom en jy hoor hulle sê Jesus en goeie werke, of Jesus en tradisie, of Jesus en iets anderste, dan moet jy weet, dan beweeg jy op 'n plek wat nie ooreenstem met dit wat ons as Christene glo nie. Ons glo, alle Christelike kerke, al verskil ons oor ander goedjies, glo ons almal dat verlossing word slegs gevind in Jesus Christus, deur geloof in hom en uit genade ontvang van Jesus af. En in die derde plek glo alle Christelike kerke in 'n drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Die oomblik as jy by 'n plek kom waar een van die drie ontken word, of daar word gesê dat Jesus was 'n besondere mens, maar hy was nie die Seun van God nie, of waar daar gesê word dat die Heilige Gees is nie 'n werklikheid nie, dan moet jy weet, dis nie 'n Christelike kerk nie. So binne in hierdie wêreld waarin ons lewe met soveel verskillende denominasies en maniere van dink en maniere van doen, is daar eintlik nie iets soos 'n verkeerde een. Dit is 'n plek waar ek tuis kom en welkom voel, solank as ons ooreenstem oor daardie drie. Redding deur Jesus Christus alleen, die Bybel as die woord van God alleen, en 'n drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Daarom wil ek julle uitnooi om vanoggend as 'n loflied ons geloof saam te bely in hierdie drie-enige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Kom ons staan, as sing ons hierdie geloofsbelydenis loflied tot eer van die Here. Give me
Vriende, vanoggend se tema, so wat julle gesien het voor die tyd, is 'n Vader se liefde. En ons lees vanoggend 'n baie bekende gedeelte wat ons weer gaan herbesoek. En dis die bekende gelykenis van die verlore seun in Lukas 15. So ons kan ons Bybels oopmaak by Lukas 15 en ons gaan daar saam lees van vers 11 af. Ons gaan die hele gelykenis saam lees. Die teksgedeelte is op die skerm om daar te volg ook. Maar voordat ons so wegspring in hierdie gedeelte lees, kom ons vra dat die Here ook vir ons sal help om sy stem te hoor in hierdie woorde wat ons nou gaan lees. Abba, Vader, as ons nou ons Bybels oopmaak, Here, doen ons dit met 'n heilige respek vir dit wat met ons nou besig is. Want Here, hierdie is nie 'n gewone storieboek wat ons lees nie. Hierdie is U woord. En Here, as ons hierdie Bybels oopmaak en hierdie woorde lees, is dit met 'n honger en 'n dors en 'n behoefte om U stem te hoor, sodat ons U beter kan leer ken. En Here, daarom vra ons dat U nou deur die Heilige Gees ons sal help om te hoor wat U vir ons sê, om dit te verstaan, sodat ons dit kan gaan lewe tot eer van U naam. Hier is ons Here. Praat met ons. U kinders luister. Amen. Liewe gemeente, vriende, voordat ek wegspring en vir ons hierdie woord uit lees, wil ek daarom net so op 'n ligte noot vir ons herinner aan waarom dit so belangrik is om jou Bybel te lees en om jou Bybel te ken. Ek het by die opening in die week wat verby is by die Eendrag klap, het ek daarvan dieselfde staaltjie ook vertel vir die van julle wat by daai funksie was, dat dit dis nou vir die tweede keer hoor. Maar ek kyk so rukkie terug na 'n preek wat 'n bekende Amerikaanse teoloog, hy staan bekend as J. John. Hy's regtig nog as iemand interessants en goed om na te luister dan ook. En hy vertel hierdie staaltjie, so ek leen dit by hom. Maar hy sê, as ek en jy wil weet waarom dit so belangrik is om hierdie Bybel te lees, het enige van ons al in 'n situasie gewees waar jy by 'n plek kom en iemand groet jou en jy weet hierdie mense groet jou wat hulle praat met jou asof julle jarelange vriende is. En jy praat hom maar lekker en jy wees vriendelik en alles en as jy al wegstap en vra jou man of jou vrou vir jou, wie's daar? Jy sê ek het geen idee nie. Het jy dit al gehad? Ek kan vir julle beloof, as 'n dominee kry jy dit baie, want julle moet onthou, ek sê altyd vir lidmate, julle moet een gesig en naam onthou. Ek moet 1300, 1400 per bureau onthou en dit vat 'n tyd. Dit vat 'n tyd. So ek het hierdie reël vir myself so op 'n ligte noot, as ek in 'n winkelsentrum stap. Ek wil nou nie geheim weggee nie, want dan gaan julle nou op om dit te doen. Maar as ek so in die winkelsentrum stap en iemand kyk vir my en hy kyk langer as 5 sekondes, dan weet ek, hier's nou ons gaan nou groet. Hierdie persoon ken my, né? Maar ons almal van ons het al daardie belewenis gehad. En J. John sê waarom dit so belangrik is om jou Bybel te ken. As ek en jy moet weet, ons gaan eendag hemel toe. En as jy in die hemel kom, gaan Petrus jou ontvang en verwelkom en sê, welkom, ons is so bly jy is hier. Ontmoet vir Sagaria. En Sagaria gaan nou vir jou sê, welkom Johan, ek is so bly jy is hier. Wat het jy gedink van my boek? En dan gaan jy gaan, het jy 'n boek geskryf? Ek dink dit was wonderlik. Ja, dit was spesifiek daar in die middel van die boek, né? En dan gaan Petrus jou verder vat en sê, en Johan ontmoet vir Obadja. En dan gaan Obadja jou ook groet en vra, wat jy gedink van my boek? En dan gaan het jy ook 'n boek geskryf? En verkieslik om daardie ongemaklike situasies eendag in die hemel te vermy, is dit baie belangrik dat ons hierdie Bybel leer, né? Want daar gaan baie skrywers van hierdie boeke wees, wat jy eendag daar gaan ontmoet en vir jou gaan vra, wat het jy gedink van dit wat ek geskryf het? Maar natuurlik is dit op 'n ligter noot, op 'n ernstiger noot, is hierdie die mees betroubare bron wat ons het, wat ons vertel van wie God is. En as jy God wil ken, waarlik wil ken, dan is daar nie 'n ander plek om God dieper te leer ken as hier in sy woord nie. En julle, dit is nie genoeg om 1 uur op 'n Sondag te kom luister na wat 'n dominee vir jou oor God se woord sê nie. Dit is nie genoeg nie. Dit is so goed soos om te sê ek is baie lief vir iemand. En omdat ek lief is vir daardie persoon, is dit vir my voldoende om 1 keer op 'n Sondag 'n WhatsApp boodskap van daardie persoon af te kry. Niemand van ons werk so nie.
Jy wil mos reg deur die week van daardie persoon hoor. Dis mos hoe dit werk. En net so is dit belangrik as ek en jy regtig God wil leer ken, dat ons tyd sal spandeer in sy woord. Want hierdie is sy stem, sy woorde. En niemand kan daardie honger of dors vir jou gee vir God se woord. Dit is so eenvoudig soos dit, dat daar 'n gesegde wat sê, as iets vir jou belangrik genoeg is, dan sal jy tyd maak daarvoor. En dan is dit partykeer so dood eenvoudig, dat in hierdie geskarrelde lewe, is die antwoord eenvoudig, wat ek vanoggend wil vra, is hoe belangrik is God se woord vir my en jou? Want in hierdie woorde leer ken ons 'n God, wat wanneer jy hom leer ken, jou hele lewe vir eens en vir altyd verander. Hierdie verhaal wat ons nou gaan lees, is een van daardie. Lees dit saam met my. Lukas 15, van vers 11 af. Verder het Jesus gesê, daar was 'n man wat 2 seuns gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê, pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom. Hy het toe die goed tussen hulle verdeel. Nie lank daarna nie het die jongste seun alles tot geld gemaak en van die ouer huis af na 'n ver land toe vertrek. Daar het hy sy geld verkoos deur losbandig te lewe. Nadat hy alles deurgebring het, het daar 'n kwaai hongersnood in daardie land gekom en ook hy het begin gebrek ly. Hy het toe sommer by een van die mense van daardie land gaan bly en die het hom na sy plaas toe gestuur om varke op te pas. Daar het hy gewens, hy kon sy honger stil met die pele wat die varke eet, maar niemand het hom daarvan gegee nie. Toe kom hy tot inkeer en sê, my pa het wie weet hoeveel dagloners, en hulle het almal oorgenoeg kos, en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan en vir hom sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van pa se dagloners. En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Toe sê die seun vir hom, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Maar sy pa roep sy werksmense, maak gou, bring klere, die beste, en trek het vir hom aan. Sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan. En bring die vetgemaakte kalf, slag hom en laat ons eet en fees vier. Hierdie seun van my was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ek het hom teruggekry. Toe het hulle begin fees vier. Sy oudste seun was nog in die veld. Toe hy terugkom en naby die huis was, hoor hy die musiek en die singery. Hy roep toe een van die bediendes nader en vra hom wat aan die gang is. Die bediende antwoord, u broer het gekom. En u pa het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom behoue en gesond teruggekry het. Toe het die oudste seun kwaad geword. En hy wou nie in die huis ingaan nie. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom. Maar hy antwoord, kyk, al die jare werk ek soos 'n slaaf vir pa. Nog nooit het ek 'n opdrag van pa verontagsaam nie. En vir my het pa nog nooit eers 'n bokkie gegee sodat ek saam met my vriende kan fees vier nie. Maar nou dat hierdie seun van pa, wat pa se goed met prostituie deurgebring het, terugkom, het pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê die pa vir hom, kind, jy is altyd by my. En alles wat ek het is ook joune. Maar ons kan tog nie anders om fees te vier en bly te wees, want hierdie broer van jou was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ons het hom teruggekry. Nou vriende, hierdie gelykenis is vir ons baie bekend. En in die lees van hierdie gelykenis kan almal van ons natuurlik onsself op verskillende maniere assosieer met een van hierdie karakters. En gewoonlik wanneer ons hierdie gelykenis lees, is dit dan heel gepas daarop dat ons die boodskap daarop fokus dat elke een van ons wat vanoggend in hierdie diens sit, tot 'n sekere opsig die verlore seun is. Almal van ons is skuldig daaraan
dat ons in ons lewe soms keuses gemaak het, wat daarop wys dat ons rug gedraai het op God. Almal van ons weet, dat ons wat vanoggend in hierdie diens is, sondig is. Skuldig daaraan is, dat ons al keer op keer verkeerde keuses gemaak het, ons prioriteite verkeerd was, ons op een of ander manier nie gehoorsaam was aan God se wil vir ons lewe nie. Natuurlik lyk elkeen van ons se storie anderste. Elkeen van ons se verhaal tot waar ons op die punt gekom het waar ons vanoggend is, lyk anderste. Maar net so kan elkeen van ons ook maklik assosieer met die oudste seun. Waarom sê ek dit? Aan die een kant is dit maklik om te assosieer met die jongste seun en te sê dat ek weet hoe dit voel om as gevolg van verkeerde keuses wat ek gemaak het, in die varkhok op te eindig. En te besef ek het niks. En my hele lewe val uit mekaar uit. En niks is soos wat dit moet wees nie. En as gevolg van keuses wat ek gemaak het. Maar net so kan baie van ons, indien nie almal van ons nie, assosieer met die oudste seun, wat soms sê, weet jy wat, ek is 'n kind van die Here. En ek weet, dit is nie altyd maklik om 'n kind van die Here te wees nie, maar ek probeer regtig om die Here te dien. En ek probeer my deel doen. Ja, ek weet ek val te kort partykeer. Ek weet ek skiet te kort. Ja, ek weet ek maak foute, maar ek probeer ten minste die regte ding doen. Yes, en ek hou darm nie daarvan hierdie ding van daar's mense daar buite wat net kan lewe soos wat hulle wil. En as hulle hier op hulle sterfbed tot bekering kom, dan kry hulle ook die ewige lewe nie. Dis mos nie fair nie. Hoeveel gesprekke daar gaan wat sê, Jaco, ons probeer ten minste, né? Maar daardie mens wat daardie verskriklike ding aan my gedoen het, en wat lewe net soos wat hulle wil, gaan hulle ook hemel toe as hulle hier op hulle sterfbed regtig tot bekering kom. Ja, hulle doen. Maar dit is mos nie fair nie, Jaco. Hoe kan dit reg wees, Jaco? Dan hoor ons iets van hierdie oudste broer wat sê, pa, ek werk nog my hele lewe lank vir jou. Ek is gehoorsaam aan jou. Ek dien jou en jy het nog nie eens my 'n bokkie geslag nie. En hier kom hierdie ander seun van jou, hierdie rebel. Hy het by prostituie gaan kuier. Hy vloek en skel so wat hy wil. Hy sy brandewyn en kook elke dag van sy lewe. Hy dobbel. Hy doen alles wat verkeerd is en nou wil hy ook die ewige lewe ontvang. En u gee vir hom die vetgemaakte skaap. Dis mos nie fair nie, pa. Dis mos nie regverdig nie, dis nie hoe dit werk nie. Jy sien, almal van ons kan op een of ander manier assosieer met een van hierdie twee seuns, of beide van hulle. Maar vanoggend wil ek fokus nie op een van die seuns nie. En julle sien, vriende, in die week toe tref dit my, dat wanneer ons hierdie gelykenis lees, omdat ons mense is en ons self wil inleef in die situasie van hierdie mense, assosieer ons daarom met een van hulle. En natuurlik is dit waarom Jesus die gelykenis vertel het, om ons te herinner daaraan, dat ons soms die verlore seun of soms die oudste seun is. En ja, in hierdie konteks praat Jesus met heidene, wat in die oë van die skrifgeleerdes en die fariseërs, in die oë van die Jode, hierdie vuil sondige mense was, mense wat volgens die Jode in die varkhok van die lewe geleef het, die jongste seun. Maar aan die ander kant praat Jesus ook met die Jode wat lekker haai en maai neergekyk het op die ander, en hulle was die oudste seun wat gesê het, maar dis nie reg dat hierdie mense ook gered word nie, dis nie reg dat u vir hulle ook gekom het nie. Maar julle, ons moet altyd onthou dat die hoofkarakter van God se storie is nie ek en jy nie. God is die hoofkarakter van sy storie. En toe ewe skielik toe besef ek, die hoofkarakter van hierdie verhaal is nie die jongste seun of die oudste seun nie, maar dis die pa. En julle sien, vriende, daarom is daar verskriklike goeie nuus vir elkeen van ons vanoggend. Daarom is hierdie gelykenis vanoggend die wonderlikste nuus vir elkeen van ons vanoggend. Dat ek gaan nou nie vra dat ons hande opsteek vir hierdie nie. Maar as ons eerlik is met mekaar, soos ons in die begin gesê het, is elkeen van ons die verlore seun. Elkeen van ons is skuldig daaraan dat ons op een of ander manier afgedwaal het en vanweë keuses in ons lewens lankal nie meer die lewe wat God vir ons in gedagte het nie. Ek weet nie waar jy in jou storie is nie. Dalk het jy nou net alles in geld omgesit
en is jy besig nog om lekker te lewe en jy weet op hierdie stadium voel dit lekker. Dis nie so wat God wil hê dit moet wees nie. My prioriteite is nie so wat God wil hê dit moet wees nie. Ek weet ek kan seker 'n bietjie nader in my verhouding met die Here wees, maar op hierdie stadium lewe ek lekker. Ja, ek weet hier en daar doen ek nou dinge wat nie God se naam verheerlik nie, maar ek weet nie regtig eintlik wat die groot storie daarmee is nie. Jy's dalk aan die begin van hierdie verlore seun se storie. Dalk is jy vanoggend in hierdie diens in 'n varkhok en ons niks meer van jou oor nie. Niks. En jy het op 'n stadium die lekker lewe gelewe en jy sien nou wat die uitkoms daarvan is. En jy het alles verloor. Al daai aardse rykdom waarin jy sekuriteit gevind het, al daai aardse geluk wat jy gesoek het, en in 'n oomblik is alles weggevat van jou en nou lê jy in die varkhok. En dalk sit jy vanoggend in hierdie diens en jy weet jy wil terug. Jy weet jy wil regmaak. Jy weet jy het God nodig, maar jy's te skaam om terug te gaan. Want jy weet nie hoe jy God in die oë sal kan kyk nie. Dalk sit jy vanoggend in hierdie diens en jy voel jy weet waar jy is en jy weet jy wil mee nader kom in jou verhouding met die Here, maar jy weet nou is daar eers 'n paar dinge wat jy moet doen. Ek gaan nou eers 'n paar dinge moet doen om my saak met die Here reg te maak sodat ek weer by die Here kan wees. Vriende, het jy raak gelees dat in hierdie gelykenis, ten spyte van die keuses van die verlore seun, ten spyte van alles wat daardie verlore seun gedoen het, moet ek en jy hierdie waarheid raak lees in hierdie gelykenis. Die hoofboodskap van hierdie gelykenis is die pa het nooit opgehou om die pa te wees nie. Die pa het nooit opgehou die pa wees nie. Maak nie saak wat hierdie verlore seun gedoen het nie. Niks van die pa se liefde vir hom het verander nie. Die pa het nie opgehou om sy pa te wees nie. En toe daardie seun terugkeer, hardloop hierdie pa na hom toe uit blydskap vir die feit dat sy seun teruggekom het. En hy omhels hom en hy soen hom. En dan bring hy hierdie opdragte vir sy diensknegte en hy sê, bring vir hom klere, bring vir hom 'n kleed om aan te trek, sê vir hom 'n ring aan sy vinger, bring 'n vetgemaakte kalf. En ja, dis alles tekens van feesviering en van die koninkryk van God. Dis alles hierdie simbole wat daardie betekenis het. Maar hoor ook die praktiese daarvan. My seun, ek sien jy het swaar gekry die laaste ruk. Ek kan sien jou klere is flenters. Jy moet seker koud kry. Bring vir hom 'n kleed, bring vir hom 'n mantel. My seun, ek kan sien jy het bietjie maar geword, né? Jy het lanklaas ordentlik geëet. Bring die vetgemaakte kalf. Laat ons fees vier, laat ons iets in jou lyf wil kry. Laat ons jou net vir op jou voete kry. Die pa het nooit opgehou om die pa te wees nie. En vir my, verlore seun, en vir jou, verlore seun, is hierdie gelykenis vandag die belofte van die Here wat sê, wat maak nie saak hoe ver jy afgedwaal het nie, maak nie saak waarheen jou paaie geloop het nie, maak nie saak wat se foute jy gemaak het nie, ek het nog nooit opgehou om jou vader te wees nie. Daar is niks wat jy kan doen wat ooit sal maak dat ek jou minder lief het nie. Daar is niks wat jy ooit kan doen wat sal maak dat ek nie meer jou pa is nie. Want dis wie God is. Dis dan wat God beloof het, toe hy in die Ou Testament vir Abraham gesê het, dat ek bring 'n verbond tot stand tussen my en julle. Nie julle maak 'n belofte met my nie, ek bring 'n verbond tot stand. Ek bind myself aan jou en jou nageslag en hulle geslagte en hulle nageslagte. En dan sê die Here, dis 'n blywende verbond. Dis 'n vaste verbond. En wat lees ons dat toe Jesus in die kruis gesterf het? Dan lees ons in die Here se woord, Jesus is die beseeling van die nuwe verbond. Weereens kom die Here en die Here sê vir my en jou, ek weet van jou varkhok.
Ek weet van die keuses wat jy gemaak het. Ek weet van elke worsteling in jou hart. Maar ek is nog steeds jou Vader, wat jou so lief het, dat ek my seun in jou plek laat sterf het, sodat jy kan weet, ek is nog steeds lief vir jou, inteendeel ek het nog nooit opgehou lief wees vir jou nie. En vriende, ons het gepraat van die kosbare geskenk, nou met die kindermoment, julle het gevolg die kosbare geskenk. Weet julle wat is die onregverdigste van hierdie alles? Jy hoef nie 'n enkele ding te doen om terug te kom nie. Jy hoef dit nie te verdien nie. Jy hoef nie eers jou lewe reg te maak en dan terug te kom nie. Jy hoef nie eers te bewys dat jy verander het voordat God jou weer sal terugneem nie. Ek en jy kan nie God se redding verdien nie. Daarom gaan dit nie oor verdienste nie, maar oor genade onbeskryflik groot, waar ons hemelse Vader vir ons sê, al wat jy moet doen, is glo in my seun, wat ek vir jou aan die kruis gesterf het. Glo, en jy sal gered wees. Want dit gaan nie oor wat jy doen nie, maar oor wat ek vir jou gedoen het. Vriende, ek weet nie van julle nie, maar toe ek hierdie boodskap weer hoor in die week, was daar 'n deel van my wat in my voorbereiding vir hierdie preek op 'n stadium onthou ek so pertinent, sê ek, my Here, daar moet seker iets anders te wees. Dit voel net nie reg om hierdie boodskap so te bring nie, daar moet meer as dit wees. En dis hoe ons as mense geneig is om te dink, né? Daar moet meer wees wat ek doen. Daar moet seker iets anders te wees wat ek doen. Daar moet sekerlik 'n vorm van straf wees vir dit wat ek gedoen het. Ek moet een of ander prys betaal vir my keuses wat ek gemaak het. Ek moet regmaak. Ek het by prostituie gekuier. Ek het my geld uitgehoereer. Ek het gedrink, ek het gesuip. Ek het mense seer gemaak, Dominee Jaco. Ek het hulle bitter seer gemaak. Daar moet sekerlik iets wees wat ek moet doen. Nee, dit is vir jou gedoen. Dis in ons plek gedoen. Dit is waarom die hoofkarakter van hierdie verhaal nie ek of jy is nie, maar ons hemelse Vader, wat vir ons keer op keer bewys hoe lief hy ons het, so lief, dat hy jou uit die varkhok uitkom red het, selfs al verdien jy dit nie. Dis waarom het genade onbeskryflik groot is. Dis waarom ons daardie lied met soveel oortuiging kan sing. En vriende, ek beleef dit so duidelik hier waar ek staan, dat baie van ons, indien nie almal van ons, vanoggend opnuut weer nodig het om te hoor, dat selfs al leef jy met soveel skuldgevoel in jou hart, selfs al worstel jy met jou keuses wat jy gemaak het, hoor hierdie vanoggend, dat moenie uitstel nie, moenie skaam wees vir die Here om terug te gaan nie, moenie eers self probeer teruggaan nie, gaan terug met die wete dat jou Vader wag vir jou. Want hy het nog nooit opgehou lief wees vir jou nie. Hy het jou nog nooit een kant toe gestoot nie. En al wat jy moet doen, soos hierdie seun sê, ek wil weer by my pa wees. Ek wil weer by my Vader wees. En weet julle wat? Daar is 'n storie wat daarna volg. Natuurlik is daar 'n ding van glo in Jesus en draai terug na Jesus toe en dan moet ek groei in my verhouding met die Here. En dan moet ek deur die Heilige Gees die mens word wat die Here wil hê ek moet wees. En ek moet heilig wees soos wat God heilig is. Natuurlik is daar daai storie. Natuurlik kan ons nie net aanhou lewe soos wat ons lewe nie, want eintlik as jy net bly aanhou lewe soos wat jy lewe, is jy nog steeds in die varkhok, né? Dan jy nou nog nie regtig teruggedraai na jou Vader toe nie. Maar die krits van die saak van vanoggend is dat daar is niks maar niks wat sal maak dat God minder lief is vir jou nie. En ek wil hê jy moet hierdie prentjie sien van hierdie gelykenis. Waar jou Vader op die koppie staan en hy sien waar jy is. En al waarvoor hy wag is vir jou om terug te draai na hom toe, sodat hy na jou toe kan hardloop en jou in sy arms kan toevou. Weet julle wat is my mooi van hierdie gedeelte?
Die seun dra die gevolge van sy keuses. Nie die pa se keuses nie. Die seun dra die gevolge van sy keuses. En vriende, in hierdie verhaal is daar 'n baie belangrike waarheid wat ek en jy moet weet as dit kom by God as ons Vader. En in hierdie waarheid lê daar ook die geheim oopgesluit vir hoe ons moet dink oor al die stikkend en seer en die gebrokenheid van hierdie wêreld waarin ons lewe. Want hoeveel keer vra ons al hierdie stikkend en seer rondom ons, waarom het God dit gedoen? Dis nie God wat dit doen nie, julle. God is 'n God van liefde. God het alles volmaak geskape. Maar in hierdie gelykenis leer ons 'n baie belangrike waarheid dat die Vader het geweet wat goed is vir sy seun. Ons Vader weet wat goed is vir ons. Maar net so het elkeen van ons die vrye wil om ons eie keuses te maak. En toe daardie seun vir sy pa sê, pa, gee my erfdeel, het die pa geweet dit gaan op 'n ramp afstuur. Maar die seun moes sy paadjie stap volgens die keuses wat hy maak. En is baie van die stikkend en die seer in ons eie lewe en in ander se lewe as gevolg van ons en ander mense wat nie gehoorsaam is in dit wat God vir ons in sy woord sê nie. Julle, ek wil hierdie hard en duidelik sê, sodat almal van ons dit kan hoor, dat as elke enkele mens in hierdie wêreld gehoorsaam geleef het aan hierdie woorde, dat dit ons wêreld baie anders te gelyk. Want in God se wil is daar seën, in God se wil is daar genesing, en God se wil seën ons ander ook. Maar as wanneer ons eie kop volg, ons eie keuses maak, en ons eie wil soek, wat ons in 'n varkhok opeindig, of wat ander ook dikwels as gevolg van ons keuses saam met ons in die varkhok opeindig. En weet julle wat mense so dink, die pa is kwaad. En ons het baie keer daardie prentjie ook, waar ons dink God is kwaad, God is sit in die hemel en hy wag om ons te straf as gevolg van ons keuses. Wat sê Jesus vir ons in Johannes 3? Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het, sodat die wat hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En dan sê Jesus, ek het nie gekom om die wêreld te veroordeel nie. Ek het gekom sodat julle gered kan word. En lees ons in hierdie gelykenis van 'n pa wat sy hart breek oor die impak van sy seun se keuses op sy lewe. Die pa se hart is stikkend oor die feit dat sy seun in die varkhok is. Sy pa se hart is stikkend oor die pad wat daardie seun moes geloop het. En daarom was daar geen verwyte toe hy terugkom nie. Daar's niks sê, ek het jou gesê dis wat gaan gebeur nie, maar net absolute liefde. En sê ek is so bly, jy is terug. Dit breek ons Vader se hart as hy sien die impak van ons eie keuses. Want hy weet wat goed is vir ons. Hy het dit gegee vir ons. Maar die keuse lê nog steeds by ons. Al ons ouers wat vandag hier is, jy sou sekerlik graag jou kinders se keuses namens hulle wou maak, is dit nie so nie? As jy weet, is die verkeerde ding om te doen, kan julle hulle keuses namens hulle maak? Breek het julle harte partykeer om te sien hoe die keuses wat hulle maak en jy weet hulle gaan seer kry? Maar hulle moet dit self leer, né? En as hulle seer kry, kom hulle terug en dan sê hulle vir hulle, ek het jou gesê dis wat gaan gebeur. Né? Vat jou goed en loop en gaan maak eers reg voordat jy terugkom. Is dit wat ons sê? Of sê ons kom huil op my skouer. Ek is so jammer jy moes daai pad gestap het. Ek is so jammer jy moes dit beleef het. Ons ouers wat vanoggend in hierdie diens is, as jou kind droog maak en keuses maak wat jou hart seer maak, is julle ewe skielik nie meer hulle ouers nie? Is julle ewe skielik minder lief vir hulle? Nou as ons as mense ouers, hoeveel te meer nie ons hemelse Vader nie. My vriende, hier is die uitnodiging vir oggend by hierdie diens. As jy vir oggend uitgeput, gedaan, oorlaai, as gevolg van keuses van jou of iemand anderste, moeg in die varkhok lê. Moenie langer daar lê nie.
Moenie langer op jou eie stoei met hierdie skuldgevoel nie, want dit is onnodig. Daai skuldgevoel, daardie skaamte, kom nie van die Here af nie. In Romeine lees ons, vir die wat kinders van die Here is daar geen veroordeling nie. By God is daar net liefde. En 'n God wat vanoggend vir jou sê, kom terug na my toe. Ek's bitter lief vir jou. Was nog altyd, sal ook altyd wees. Kom terug. Ek weet nie van julle nie, vriende, nie meer sluit ek af. Maar dit is so 'n eenvoudige boodskap. Maar dit verander so baie as ek en jy besef dat daar niks, maar niks is wat ooit kan maak dat my en jou hemelse Vader minder lief is vir ons. Maar wanneer ek en jy besef dat die God, die almagtige skepper God, ons lief het, verander dit alles. En kan ek enige tyd met vrymoedigheid na hom toe gaan en weet, en my gebed is, dat jy vanoggend sal beleef in hierdie woorde, hoe jou Vader sy arms om jou kom vou, en vir jou kom sê, ek weet dit was moeilik, ek weet dit was seer, ek weet jy's gedaan, ja, en ek weet jy voel skaam, moenie, welkom terug, ek is bly jy teruggekom, kom ons fees vier fees, ek's lief vir jou. Kom ons bid saam. Here, hierdie woorde wat ons vanoggend gehoor het, klink nog steeds amper te goed om waar te wees. Here, so amper asof ons onregverdig moet wees. Want Here, ons weet watter keuses het gemaak en wat ons alles gedoen het, wat ons gebring het tot by die varkhok van die lewe. En Here, dan voel dit half dat ons op 'n manier moet regmaak. Here, dat soos die verlore seun eers by U moet kom en vir U moet jammer sê en Here, dat ons daarom vir U moet sê, Here, ons verdien nie om U kind te wees nie. Hanteer ons soos 'n slaaf, Here. Amper dat U ons anders te moet hanteer as gevolg van die keuses wat ons gemaak het. En Here, vanoggend bid ek vir elke enkele persoon in hierdie diens. Here, wat vanoggend sukkel met die impak van hulle keuses in hulle lewe. Wat weggedraai het van U af. Wat in die varkhok van die lewe lê. En Here, wat skaam voel. En as gevolg van daardie skaamte, nie die vrymoedigheid het om met U te praat nie. Om nie die vrymoedigheid het om terug te draai na U toe. En hulle lewe weer in U hande oor te gee nie. Here, help ons elkeen ook vanoggend om te weet dat niemand van ons kan maak asof ons nie die verlore seun is nie, wat almal van ons is, Here. Ons weet almal van ons het op een of ander manier gekies om nie aan U gehoorsaam te wees nie. En Here, daarom wil ons net vir U dankie sê, vir hierdie onbeskryflike genade, om te weet dat U bly ons Vader. U hou nooit op om ons Vader te wees nie. En Here, U wag met oop arms vir elkeen van ons, om weer terug te draai. En Here, U wil fees vier saam met ons. U wil ons met U arms toevou. Here, soos wat hierdie verlore seun moes geleer het op 'n harde manier, dink ons baie keer dat daar geluk in hierdie wêreldse dinge is, maar dit kan in 'n oomblik van ons af weggevat word. Maar Here, by U is alles wat ons nodig het. By U alleen is daar lewe in oorvloed. By U alleen is daar onvoorwaardelike, eindelose liefde. En vanoggend wil ons sommer net vir U kom dankie sê, Here, dat U ons Vader is. Dat ons U kinders mag wees. En dankie vir U liefde vir elkeen van ons. Liefde waarvan niks of niemand ons ooit kan skei nie. Ja, Here, selfs nie eers ons eie verkeerde keuses en besluite nie. Here, baie dankie dat die geheim tot hierdie lewe
in ons DNA lê. Die DNA van ons hemelse Vader, wat aan ons die voorreg gee om u kinders te kan wees. Dankie dat ons u kind mag wees. Dankie dat u ons lief het. Ons loof u en ons prys u naam daarvoor. Amen. Vriende, ons kan sekerlik nie die diens afsluit met 'n ander lied as hierdie nie. So kom elke verlore seun in hierdie kerk vanoggend, waar jy ook al is, kom ons staan en dan sing ons van hierdie genade onbeskryflik groot. Liewe geloofsfamilie, kom ons seën mekaar met die seën van die Here. Mag die genade onbeskryflik groot van ons Here Jesus Christus en die liefde van God jou Vader en die krag van die Heilige Gees met jou wees en bly. Die Here het jou onbeskryflik lief en niks sal jou ooit van sy liefde kan skei nie. Amen.